Goeiemôre vriende, dit is vandag Woensdag die 17de Desember 2025. Mag dit vir julle sommer 'n lekker dag wees so na 'n lang naweek, die van julle wat dit sommer so 'n bietjie 'n lang naweek gemaak het. Kom ons maak net ons oë toe. Here, baie dankie vir die liefde en vir die trou en vir u nabyheid en die alomteenwoordigheid in ons lewens. Amen. Mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, vriende, dat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, julle kan in Filippense gaan klaar lees, is nou net so 'n klein stukkie daarso, dink om te skiep. Vandag, ons is dan basies klaar met Filippense en elke keer as tussen boeke, weet julle nou ons ritme, dan gaan ek so 'n bietjie 'n meditatiewe ding in. Vandag gaan ek dieselfde doen. As die hond ons nou nie te veel gaan staan 'n blaf hier buitekant nie. So ek wil vir julle uit Psalm 92 vriende so 'n bietjie in 'n meditasie invat en dan weet julle al hoe dit werk. As julle dit langer wil maak, dan pos julle mos nou maar net. Gaan julle langer of korter. So ek gaan nie lang stukke stil bly tussenin nie. Vir julle is dit dan nou daarom na goeddinke te pos en dan 'n bietjie 'n langer stilte vir julle te gee. Maar ek wil vandag 'n bietjie vir ons in 'n meditasie inlei vriende deur Psalm 92. Psalm 92. Dit is goed om die Here te loof, om die naam te besing Allerhoogste, om elke môre van die liefde te getuig en elke aand van u trou. Nou kom ons dink 'n bietjie oor wat ons gelees het hier. Sê vir die Here dankie vir wie hy is. Besing sy naam, die Allerhoogste. Sê dat jy vir hom liefhet. En sê vir hom dankie vir sy trou. Gee julle geleentheid om dit nou te doen. U groot dade, Here, het my baie bly gemaak. Ek wil juig oor wat u gedoen het. Groots is alles wat u doen, Here, ondeurgrondelik u gedagtes. Wie dit nie besef nie, is 'n dom mens. Wie dit nie insien nie, is sonder verstand. Dink 'n bietjie in die groot dade wat die Here in jou lewe al gedoen het. En sê vir hom dankie. En juig daaroor. Groots is alles wat u doen, Here. Ondeurgrondelik u gedagtes. Wat groots het die Here al ook in jou lewe of in jou familie se lewe gedoen. Sê vir hom dankie daarvoor. Al is die goddelose voorspoedig, al floreer almal wat onreg doen, hulle sal vergoed uitgewis word. U regeer vir ewig, Here, en dit staan vas. U vyande sal uitgedelg word, Here. Almal wat onreg doen sal vernietig word. Maar vir my gee u krag, soos die van 'n buffel. U laat my in oorwinningsfees vier. Ons gee ook al die mense oor vriende in ons land wat droog maak, nee, ek en jy maak ook maar partykeer droog. Kom ons gee hulle oor aan die Here. Vra vir die Here, Here, gee vir ons mense met integriteit om hierdie mooi land te regeer. Gee mense met integriteit wat lief is vir ander mense. Vra vir die Here dat ons fokus nie op die goddelose mense sal wees nie.
Die regverdige sal sterk wees, soos palmbome, soos hoë seders op die Libanon. Hulle vind hulle krag in die huis van die Here en groei op in die tempel van ons God. Dink 'n bietjie daarna, liewe vriende, mense wat regverdig is, mense wat hulle hand in God se hand sit. Hoe sê die psalmdigter, onthou, hulle sal sterk wees. Hulle vind hulle krag in die huis van die Here. Vra vir die Here om vir jou te help om altyd die reguit pad te stap. Selfs in jou ouderdom sal jy nog toeneem in krag. Jy sal fris en lewenskragtig wees. So sal blyk dat die Here regverdig is en dat daar by hom geen onreg is nie. Hy is my rots, kom sê die psalmdigter. Jy weet miskien nou ook in jou ouderdom is, wat die ouderdom ook al mag beteken. Psalmdigter kom sê vir jou en oordig die stem ook van die Heilige Gees, sal vir jou krag gee. Jy sal lewenskragtig wees omdat jy die Here altyd eerste stel in jou lewe. Dink 'n bietjie daaroor. En sê vir God, Here, miskien gaan ek deur 'n moeilike tyd. Here, is dit waar wat Dawid sê ook in my lewe? Here, help my. Help my. Help vir jou. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.